Maar ek kan een ding vir jou sê vandag. Ek weet wat in jou hart aangaan. Jy het God nodig. Ek weet dit van dit. Ek weet van jou, van dit, jy het God nodig. Maar jy het God nodig om 'n wonderwerk miskien te doen. Jy het miskien God nodig vir 'n antwoord. Jy het miskien God nodig vir deurbraak. Amen? Ons almal het God nodig en ek weet jy het God nodig. Want jy sit hier so vandag en God gaan iets vir jou doen. Miskien is dit in jou huwelik. Miskien is dit in jou gesin. Miskien is dit in jou werksituasie, jou finansies of in jou geloof. Maar jy het vir God nodig vir ietsie. Jy het vir God nodig om te werk in jou lewe vir iets. So waar ons gaan, as jy nou luister na hierdie boodskap, jou grootste behoefte, wat jou behoefte is, en wanneer jy dryf na God toe, gaan die grootste geskenk wees, as jy toelaat dat God werk. So as jy 'n behoefte het, moet jy vir God soek in daai behoefte. Jy moet vir God soek, sodat hy jou kan lei na die volgende pad toe. Amen? En dit is juist waar hy begin werk, in ons behoeftes. Wanneer ons vir hom vra, wanneer ons nie meer kan nie en hy kan. Dis wanneer hy werk. Dis wanneer jy kan staan en sê, Here, ek kan nie, maar u kan. So ons praat oor Elisa, en hy is 'n Ou Testamentiese profeet, en hy het 'n kragtige storie in 2 Konings 3, wat ons gaan praat. Net 'n bietjie konteks het gou sê, verlede week is gepraat oor Elisa, wat hy 'n roeping gehad het, en Elia gekom het, en sy cloak, sy mantel oor hom gegooi het, en daai mantel was 'n bewys van, hy is die volgende lei. Hy is die volgende ene wat gaan oorvat by Elisa gaan oorvat by Elia, wanneer Elia nou, ek wil sê aftree, of eintlik optree na die hemel toe. So ons leer, hy was 'n jong man gewees, hy was 'n boerseun gewees. Elisa was 'n boerseun gewees. Eenvoudige seun. Hy was by die ploeg gewees. Hy het osse gehad. En toe God hom roep, toe hy 'n drastiese stap geneem. Hy het 'n drastiese stap geneem, want God het hom 'n roeping gegee, en hy moes 'n drastiese goeders doen. Hy moes goed agter hom los. Hy het nie 'n plan of A of plan B gehad nie, maar hy het vorentoe beweeg met 'n plan en God se roeping. So vir jare lank gebeur daar niks nie, want hy het saam met Elia gaan leer, en 10 tot 12 jaar na sy roeping kom hy weer in die prentjie, kom Elisa weer in die prentjie. En hy gaan voort met sy bediening. Wel, in die wêreld 10 jaar, 12 jaar, dit klink lank. Dit klink lank om te wag. Hoe lank wag jy al vir 'n antwoord? Hoe lank wag jy al dat God deurkom vir iets? Hoe lank wag jy al? Is jare, maande, dekades amper? God gaan nog steeds deurkom. Hy werk nog steeds, ongeag van hoe dit lyk. So waar ons nou op die storie kom ons by Israel. Israel is verdeel in 2 dele. 'n noordelike koninkryk wat Israel was, en 'n suidelike koninkryk wat Judea was. So daar is 2 koninkryke gewees. En hierso, en eendag het die bose koning van Moab, hy het gereeld belasting betaal aan Israel. Maar toe die nuwe koning oorgevat het by Israel, het hy opgehou betaal. Hy het gerebelleer teen Israel. En Josafat, wat die koning was Josafat, die koning van Juda, hy het vir koning Josafat gevra. Het verenig met Israel en Edom, en hulle val Moab aan. So sê gou weer. So, Israel en Judea, die 2 koninkryke het saamgekom, plus nog 'n koninkryk van Edom, en hulle het vir Moab gaan aanval, want Moab het begin rebelleer. So dink net gou vandag, 3 koninkryke, 3 nasies teen 1. Gaan dit maklik wees? Want hy gesê, kom saam met my, en dit gaan maklik wees. Koning Josafat verwag 'n vinnige wen en 'n maklike wen. Maar as jy nou kyk, alles werk nie soos beplan nie. Alles werk nie uit soos altyd beplan nie. En miskien in jou lewe werk goed nie uit soos jy altyd gedink het nie. Het jy al so gewerk, jy beplan goeders, en ewe skielik werk dit nie so uit nie. Daar gebeur ewe skielik ietsie, of daar ietsie wat moet betaal word, of daar iets wat gebeur, maar ietsie gebeur. Niks werk uit altyd volgens plan nie.
Maar kom ons kyk, as ons nou sien, as ek nou gou lees, op pad met die weermag, het hulle ewe skielik met al die troepe, het hulle was in die woestyn gewees, sonder water. Hulle het niks water gehad. Nou kom ons lees gou in, so 2 Konings 3 vers 9 tot 10, die koning van Israel en die koning van Juda en die koning van Edom het saam opgetrek, nadat hulle 7 dae gevorder het, was daar nie meer water vir die manskappe nie, en vir die diere by hulle nie. Toe sê die koning van Israel, helaas, dis mooi, helaas, die Here het hierdie 3 konings geroep om hulle in die mag van Moab oor te gee. Die Engels sê, alas, dit is 'n mooi Engelse woord, alas, soos, ag nee, die koning of die Here the Lord has called these 3 kings to them into the hands of Moab. So is sleg genoeg, dis oorlog, maar hulle het nie water nie. Wat dink jy as hy 7 dae lank sonder water gaan? Jy is dors. As jy nou hier so opstaan, ons almal word vinnig dors. Ons almal hardloop partykeer vir daai ketel. Ons soek koffie. En as mense wat hierso drink, hulle het hierso waterbottels. Ek het ten minste 'n lekker glas water. So ek is ook dors. Maar dink vir jouself, dis oorlog. Dis hulle stap, dis hittig. Dit was nie die woestyn, dit was nie tropiese wêreld of lekker wêreld nie. Dit was woestyn, die son het op hulle geskyn. En hulle het niks water gehad. Nie eens hulle diere het water gehad. En hulle was dit was oorlog, daar was geen water nie. So wat sê hulle? Ag God, wat nou? Wat doen jy nou? En baie keer voel ons so. Ons is in 'n droë plek en ons vra, Here, waar is jy nou? Het jy al so gewonder? Het jy al so gevra? Jy voel of hy opsit vir mislukking. Maar ek wil iets vir jou vertel. God gaan nie jou laat misluk nie. Hy het vir Israel nie oorgegee nie. Het jy opgemerk hoe vinnig goed verkeerd kan gaan? Jy opgemerk hoe vinnig goed kan verkeerd gaan in jou lewe ook. So is ewe skielik, jy het 'n finansiële knou, die kar breek, die rekening begin ophoop, en jy weet nie hoe jy deur die maand gaan kom. Of miskien is dit van jou gesondheid, dit gaan oké, en dan eers gaan dit sleg, en dan gaan dit nog slegter, en jy weer jouself sien as jy in die hospitaal gewees. Goed begin baie keer slegter en slegter na erger toe te gaan. Baie keer in ons lewe, ek weet nie van jou nie, maar ek vind dit baie keer, goeders begin van soos 'n trappe van vergelyking. Jy het geleer in hoërskool, of in skool ooit. Die trap van vergelyking, slegste, né? Dit werk so op partykeer. Hoe goed partykeer net afdraande gaan. Ekskuus julle. Een oomblik dink hulle, hulle gaan die ding wen. In die volgende oomblik is hulle desperaat. Ag nee, God het ons gelos, hulle gaan ons oorweldig. Jy kan nie veel meer verander nie. As hulle kan niks meer doen nie, hulle kan nie teruggaan nie. Hulle is nou in die woestyn, hulle is nou daarso. Hulle het nou wonderwerk nodig. Want as hulle nie aangaan nie, dan gaan hulle doodgaan. As daar nie iets gebeur nie. En baie keer is jy miskien desperaat. En jy voel, jy kan nie meer aangaan. Maar luister, wat gaan gebeur? Na 7 dae se mars, en daar is geen water nie, hulle is almal desperaat, en ek wil vir jou sê, spoiler, God gaan voorsien. Laat jy net weet. Maar, hy het iets nodig. God het iets nodig, voor hy kan voorsien. En ons gaan nou lees. En toe vra die koning Josafat, in 2 Konings 3 vers 11, maar Josafat het gevra, is hier nie 'n profeet van die Here, deur wie ons die Here kan raadpleeg nie? Een van die amptenare van die koning van Israel het geantwoord, Elisa, seun van Safat, is hier. Hy het sy opleiding by Elia gekry. Sy sê, kom ons gaan versoek vir 'n profeet wat miskien ons kan help. En hy sê, hy het hierso vir ons nou, Elisa is hierso.
hy het vir Elia gehelp en hy was Elia se diensknegt gewees, so hy kan vir ons help. Maar luister gou wat gebeur. Hulle kom by Elisa uit, en Elisa sê, bring vir my 'n leierspeler, dis nou 'n musikant. Terwyl die leierspeler gespeel het die mag van die Here vir Elisa in besit geneem. So the hand of the Lord came upon him. Dis nog 'n snaaks. As jy nou dink, hulle is in oorlog, hulle is baie desperaat. En Elisa sê vir hulle, bring vir my musikant. 'n Musikant, musiek speel. Nou in 'n tyd van oorlog, regtig? Wat is hierdie man, was hy te lank alleen gewees? Dis oorlog, dis chaos. Maar Elisa vra vir 'n hartspeler. En as jy die stem van die Here wil hoor, moet jy eers die Here aanbid. As jy 'n antwoord van God afsoek, en ek praat met elkeen van julle, as jy 'n antwoord van God afsoek, begin hom aanbid. Begin hom prys. Begin hom dankie sê vir wat hy al gedoen het in jou lewe. En dan, wat gebeur toe? But now bring me a musician. And when the musician played, the hand of the Lord came upon him. Die hand van die Here het oor Elisa gekom. En Elisa het begin profeteer. As jy voel, jy's in 'n droë plek, en jy voel, jy weet nie wat volgende is nie, begin om te aanbid. Worship is a powerful weapon. Amen? Glo julle nie so nie? Julle glo so, okay. Julle glo so, ek is bly om dit te hoor. So ons het die wapen om te aanbid. So, aanbid hom, wanneer dit moeilik gaan. Want weet jy hoekom? Hoekom het hy hartspeler gebring? Hoekom het hy in die teenwoordigheid van God, hoekom wil hy daarin kom? Want aanbidding bring ons perspektief weg van die probleem af en na God toe. Ek weet nie van jou nie, maar as jy aanbid, moet jy nie dink nou van hoe klink dit nie, wat sing ons nie. Jy moet dink, God, ek aanbid jou nou. My perspektief is daar, nie hier op aarde nie. En dis hoe ons moet worship. Dis hoe ek en jy moet aanbid. Is om ons fokus op God te sit en nie op wat rondom ons gebeur nie. Want dis wat worship doen, hy verander ons perspektief. Hy verander dit van waar ons oor nou op die probleem is, na die voorsiener is. Amen? So as jy jou heeltyd gaan fokus op die probleem, wat gaan jy heeltyd kry? Die probleem. So kom ons fokus ons oor weg van die probleem af en op die voorsiener, en die voorsiener is waar ons perspektief moet lê, en hy gaan ons die antwoord gee. Amen? Aanbidding nooi God se krag uit. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al baie, het ons al gekry wat ons geworship het, en dan kyk ook van so klomp stories, hy's vir my, daar's 'n revival ons uitgebreek in Amerika laas jaar, die jaar voor dit, ek weet nie nou nie. Maar hoe dit gebeur? Hulle het gebid en worship. Aanbidding het gekom, die krag van God soos 'n vuur geontplof. Ons ontnooi die krag van die Here uit. Paulus en Silas was in die gevangenis gewees. Wat het hulle gedoen? Hulle het kettinge om hulle gehad. Wat het hulle gedoen? Hulle het geworship, hulle het God geaanbid. En wat het toe gebeur? Die kettinge het afgeval. Is daar kettinge wat jou vashou? Begin aanbid. Begin God te prys. Dit is so maklik nou om jou foon op te tel. Jy kan op YouTube gaan, jy kan op Spotify gaan, jy kan enige plek gaan en musiek gaan luister. Dit is nie meer so moeilik om na worship musiek te luister. En ek veral dit, jy moet musiek luister wat God eer. Ek persoonlik luister net musiek wat God eer. Want ek wil nie dit luister na hoe mense oor ander goed sing nie. Ek wil hoor hoe stemme die Here groot maak. En sê van sy grootheid en van sy liefde en wat hy vir ons beteken en wat hy vir ons beplan. So ons aanbidding skep ook ruimte om te hoor van God. As jy in jou kar is en jy ry 'n lang pad miskien. Ek weet baie keer mense luister OFM, RSG, is goed en wel. Maar luister op worship musiek. Want dis 'n plek wat jy ook met God kan net connect. En waar jy met hom kan praat en sê, Here, dankie.
Dankie vir wat U nou doen. En ek beloof jou, ek het baie keer dit gekry. Waar ek ry en as 'n liedjie wat ewe skielik, ek het hom al soveel keer al gehoor. En hy kom net op die regte tyd op die oomblik op die radio, op my radio. En wat kom? Nie die rustigheid van God. Die antwoord wat ek gesoek het. Die vrede wat ek nodig gehad het, die liefde wat hy wil vir my gee. Kom by 'n plek waar ons hom aanbid en waar ons want aanbidding verander ons fokus na van droogte na die bron. Amen. So wat het gebeur toe? Toe hulle gesing het, die hand van die Here oor Elia gekom en Elia het toe begin profeteer. Thus says the Lord. So, as jy God se stem wil hoor, moet ek eers God aanbid. Amen. Okay, goed. Vir 2 Konings 3 vers 16 en hy het gesê, so sê die Here, daar sal damme en damme water in hierdie vallei staan. Want dan het hulle in die woestyn, dis droog. Daar is niks. En nou profeteer hy, daar gaan damme en damme water staan. Hoe gaan dit gebeur? God sê, asof God sê, ek gaan voorsien meer, maar eers moet jy iets doen. Ons lees verder. Kyk, sê die Here, julle sal nie die wind of reën sien nie, en tog sal julle valleie vol water word, sodat julle slagvee en julle pakdiere kan drink. Vir die Here is dit maar iets gering om te doen. Hy sal ook vir Moab in jou mag oorgee. So God sê, hey, ek wil water gee. Maar ook, dis niks vir my. Kom ek gee vir ook Moab. So dis vir God niks nie. Wat onmoontlik lyk vir ons, is vir God moontlik. Amen. So is maklik om te sien met ons oë. So hy sê, julle gaan nie die wind of die reën sien nie. Jy gaan dit nie sien met jou oë nie, maar daar gaan water kom. Amen. Look at me die vers. Geloof ontken nie wat ons sien nie, maar geloof besluit in wie jy glo. Amen. Ek dink baie keer ons sien met ons vleeslike oë heeltyd die probleme, maar ons geestelike oë moet oop wees om te sê, God het gesê, dit gaan beter raak. Jy sien miskien nie ietsie nou op hierdie oomblik met jou vleeslike oë nie, maar God gaan vir jou voorsien. Geloof ontken nie wat jy sien nie, maar geloof besluit in wie jy glo. Dit is wat ek sien. Maar wat weet ek? Wat weet jy wat God sê? Want ons kan baie slegte goed sien in ons wêreld. Maar wat sê God vir ons? Wat gaan hy vir ons doen? Amen. So jy gaan nie windreën sien nie, jy gaan nie dit sien nie, maar glo in wat God gesê het. Glo jy in wat God vir jou sê? Het jy al 'n belofte ontvang van God, maar jy sien dit nie? Jy sien dit nie gebeur in jou familie of in jou lewe nie, jy sien dit nie. Maar jy moet glo dat dit nog steeds daar waar is. Amen. Is daar 'n belofte op jou lewe? Het jy al 'n belofte ontvang van God al? Nou goed, glo dit. Want hy het vir jou gesê, hy het vir jou gegee. So glo die belofte van God. En hy sal voorsien op die regte tyd. So wat 'n sloot moet jy begin grawe? Kies ek is nou 'n bietjie voor. Ek sien hy is nou nie hier so op nie. Die slide het mis geraak. Oeps, okay. So julle gaan maar net gou hierso met luister. So 2 Konings 3 vers 16 tot 17 sê vir ons dat Elia het wel iets gevra om te doen. Hy het vir hulle gevra, okay, julle wil water hê, vir jou graaf uit en begin slote maak. Begin die graaf optel en begin grawe. Die hartie so gaan jy grawe.
Begin grawe in die droë woestyn. Sommiges van ons gaan sê, nee, dit klink nie reg nie. Hoe moet ek nou in die droë woestyn 'n sloot begin grawe? Daar's nie naby enige plek water. Maar wat vra God vir ons? Om gehoorsaam te wees. Om gehoorsaam te wees in wat hy sê. Ons het net gesê, jy gaan dit nie sien nie. Baie keer sien ons nie die goed nie, maar God verwag ons om iets te doen. Om iets te doen, om 'n graaf op te tel en begin om slote te grawe. Die hele weermag het toe gegaan en slote begin grawe. En dis waar ons kom by, wel hierdie mooi stukkie, is van, watter sloot moet jy grawe? Om jou voor te berei vir wat God wil doen. Amen. So wat 'n sloot moet jy grawe? Gehoorsaamheid gaan jou iets kos. Om 'n graaf op te tel. Daar's nie water nie. Hulle is dors. Het jy al gewerk en jy is dors? Is dit lekker? Nee. Maar hulle is gehoorsaam gewees. Hulle het hulle grawe opgetel en hulle begin slote maak. En slote maak. En slote maak. Tot die hele vallei vol slote was. En weet jy wat het gebeur toe hulle slote gemaak het? Niks. Niks het gebeur. Regtig, niks het gebeur nie. Eers later het iets gebeur. So wat ons sien is van 2 Korintiërs 5 vers 7, wat ons lewe deur geloof, nie deur wat ons sien nie. So geloof is ook gekoppel aan gehoorsaamheid. God sê jy moet gehoorsaam wees. En so moet jy geloof hê in daai gehoorsaamheid. Geloof hê in wat hy vir jou sê en nie net wat ons altyd sien nie. Amen. Ek dink baie keer ons word so toegegooi op wat ons sien heeltyd of wat ons nie sien nie, dat ons begin geloof te verloor. Ons begin geloof te verloor in ons land en wat gebeur in ons dorp en in ons families en in ons lewens. Waar moet ons fokus wees? As ons fokus op die droë vallei wees, op God wees en wat hy vir jou sê. En hy het vir jou gesê begin grawe, begin slote maak. So glo dat hy sal deurkom. Onthou as God vir jou sê hy sal dit vul, moet jy moet dan grawe. As hy sê hy gaan dit doen, moet jy grawe. Jy moet aanhou en aanhou. Dis geloof. Dis geloof om te grawe en nooit sien die reën kom nie. Dis geloof om te glo en al sien jy niks verander nie. Dit is geloof. En ons het die krag van die Heilige Gees om ons te help. Want een van die gawes is geloof. Amen. Kort iemand geloof in hierdie plek? Ek hoop jy kort. Want ek kort geloof, en ek weet jy kort geloof. Ons almal het geloof nodig. Amen. So ek hoop jy kort geloof vandag. Miskien is jou lewe nou droog. Jy wag, jy bid, jy doen alles reg, maar niks verander nie. Ek wil vir jou sê, hou aan grawe, hou aan bid, hou aan Bybel lees, hou aan kerk toe gaan, hou aan, nie opgee nie. Want weet jy hoekom? Sodra ons opgee, wat gebeur as ons opgee? Niks verander nog steeds nie. So kom ons gaan aan. Kom ons gee net nie op nie. Want ons opgee verander dit nog steeds nie. Amen. So jy moet vandag nie opgee nie. Die gebede wat jy bid vir miskien vir iemand om die Here te ken en waarlik te ken, nie opgee nie. Bid en hou aan bid. Vertel hom van die Here. Want eendag gaan daai saadjie, 'n klein saadjie wat in hom is, gaan ontkiem. En hy gaan begin groei. En hy gaan God begin volg. Amen. Amen. Hierdie een is nie op die bord nie, maar hou aan. Galasiërs 6 vers 9 sê,
Moenie moeg word om goed te doen nie. Moenie moeg word nie. Ons is so baie keer besig om onsself moeg te maak. Maar nie moeg word. God is nog steeds besig. 2 Korintiërs 3 vers 20. Die volgende môre, teen die tyd dat hulle 'n offer gewoonlik gebring het, het daar onverwags water uit die rigting van Edom gekom. En die hele gebied het vol water geloop. Ons lees gou die Engels, hy sê vir hom mooi. The next morning, about the time of the offering of sacrifices, there was water flowing from the direction of Edom, and the land was filled with water. Die ander vertaling sê suddenly, ewe skielik het daar water gekom. Ewe skielik kan God in jou lewe werk. Ewe skielik kan hy God ietsie verander in jou lewe. Ewe skielik kan hy voorsien vir jou finansiële behoeftes. Ewe skielik. God werk ewe skielik. Ekskuus, ek klap hierdie ding so lekker. Ek het net ontvang soos ewe skielik. Dus ewe skielik het God gewerk. Ewe skielik. Kyk wat het gebeur. Ewe skielik het water gekom. Hoekom? Dat ons gehoorsaam gewees aan wat God vir hulle gesê het. As God vir jou sê, jy moet hierdie goed los, dan los dit. As God vir jou sê, gaan gee vir daai persoon ietsie, dan gaan gee vir daai persoon ietsie. As God vir jou sê, jy moet meer Bybel begin lees, of meer begin bid, luister na daai woorde. Want as jy dit doen, as jy gehoorsaam is, gaan hy skielik opdaag. Hy gaan skielik kom. Hy kom altyd betyds. Hy kom altyd betyds. As ek nou kyk van toe Lazarus, hy was 4 dae laat gewees vir Lazarus. Hulle almal sê, maar Here, he's laat. En God sê, nee, hy slaap. God is altyd op tyd. So hou net aan. Hier is 'n bemoediging vir jou vandag, om nie op te gee. As God iets vir jou gesê het, hy sal deurkom. Hy is nie 'n man wat sal lieg nie. God kan nie lieg nie. Ons moet gehoorsaam wees en te doen wat hy vir ons vra. Wanneer jy getrou is om te grawe, kan God skielik dit vul. Wanneer jy aanhoudend bid, kan God skielik dit antwoord. Ek weet nie van jou nie, maar ek het baie keer lank vir goed gebid. En ewe skielik het God deurgekom. En ek het een ding sê, my vrou is een van hulle. Ek het lank gebid vir my vrou. Ek het nog, ek gaan nou, as ek 25 is, gaan ek my vrou kry. En ek was, dink 22 toe ek begin bid het, jare gaan verby. 25 kom, 25 gaan, nie vrou nie. Sê, Here, regtig. En ek dink nou, hy's laat. Toe bid ek. Toe kom hier so 'n vroutjie van die Kaap af, 'n onderwyser nou ewe skielik. En ons ontmoet op 'n snaakse manier. En so het ons, waar ons nou staan, hoeveel jaar getroud my vrou? 4 jaar. 4 jaar getroud, en nou nommer 2, die tweede kind wat nou op pad is. So God het skielik gewerk, en hy was nie laat gewees. Al dink jy dis laat, is God nog steeds op tyd. Amen. Had jy nie dit besef vandag? God is nog steeds op tyd. Maar nie wat jou tyd is nie. Ek luister mooi, luister baie mooi. Jou tyd is nie God se tyd nie. God se tyd is perfek. En nie vir hom sê wat die tyd dit moet wees nie. Hy weet wanneer dit kom. Selfs met sy koms, ons glo in sy tyd. So, gaan praat met iemand as jy in 'n droë vallei is. Gaan praat met iemand. Wie hoekom? Want jy het seer. Ek het seer. Ons is desperaat, ons is dors. Maar God gaan die reën, en ek sien nie die reën nie, maar God gaan die reën stuur. So hou jou grootste behoefte, jou grawe, dryf jou, laat dit jou dryf na God toe. Hierdie dors wat jy het, dryf dit na jou God toe. En laat hy vir jou antwoord, laat hy vir jou beloftes gee, en laat jy dit kan doen. Wees gehoorsaam om die graaf op te tel, en begin grawe. Nie iemand begrawe nie. Maar maak slote, sodat hy kan kom, en hy kan dit vul.
Hulle lag so lekker hier soos ek sien moet begrawe. Julle maak my baie bang as julle so lag en julle wil graag iemand begrawe. Ons het 'n vergifniskursus wat volgende jaar weer aan werking kom. Asseblief, as jy wil iemand begrawe, hierdie is 'n kursus net vir jou. Alles is moontlik deur God. Alles is moontlik vir wat hy ons doen. Wanneer jy grawe en aanbid, sal God jou ontmoet in die droë plekke. Dit kan droog vandag wees, maar môre kan hy voorsien. Dit lyk droog vandag. Jy sien nie reën nie, jy sien niks nie, maar volgende dag sal daar 'n vloed kom en jy sal sien die water gaan daar wees. Want hy het gesê en hy het beloof en wat hy gedoen, hy het sy belofte behou. Amen. Amen. So kom by 'n plek. Want vandag miskien voel jy leeg. Jy voel miskien vandag Jy voel miskien vandag dat jy miskien klaar is, jy's moeg, daar's soveel goed wat heeltyd verkeerd loop. Jy kan nie meer aanhou nie, jy kan nie meer dieselfde goed oor en oor doen nie, ons het laas oor dit gepraat. Jy doen nie oor dieselfde goed, maar niks verander nie. Jy moet miskien die osse en die ploë begin brand agter jou, dat jy vorentoe kan beweeg. En jy moet begin gehoorsaam wees aan God en aan sy stem, dat hy hierdie graaf kan gebruik. Dit gaan jou iets kos. Dit gaan jou sweet kos, dit gaan opofferings kos, dit gaan sacrifices wees. Maar een ding wat vir jou wil sê, the reward is good. Sy belofte, wat hy vir jou gaan gee, as jy net begin. Jy sê, ag, ek is so moeg, ek wil nie beteken nie. Ek glo God gaan vir jou krag gee om dit deur te trek, om dit deur te voer. Nie opgee nie. Want ons kan nie opgee nie. Ons kan nie opgee nie. Ons kan nie opgee nie, Here. En as jy voel jy wil opgee vandag, wil ek jou bemoedig en sê, God is nog steeds daar. Hy is nog steeds op tyd, hy het nog steeds 'n belofte vir jou. So hou aan en nie opgee nie. En miskien as jy vandag gesê, die water vloei by jou. En die ander mense sê vir jou, ag, maar jy het gemaklik. Maar hulle weet nie wat 'n grond jy al verskuif het nie. Hulle weet nie hoe jy vir God aanbid het nie. Hulle weet nie wat agter die skerms gebeur het nie. En ek wil vir jou uitdaag vandag, dat jy met jou eie lewe terugstaan en sê, Here, werk in my. Laat ek begin grawe, nie na ander mense kyk nie. Kom ons kyk na onsself. Miskien is dit droog. So God sê, okay, begin grawe. Miskien is jy hartseer of jy's gebroken. Okay, dis tyd om iemand te vergewe. Daar's tyd om iets te doen. Daar's tyd wat God vir jou gee. Hy het iets vir jou gevra dat jy dit moet doen. Hy's op tyd. Hy's altyd op tyd. En hy het lewende water gegee vir die troepe, vir die diere en vir almal. En daarso het hulle vir Moab oorwin. Hulle het geluister wat God vir hulle sê. So luister wat God vir hulle sê. Goed. So uitdaging hierdie week. Ek glo en ek hoop jy doen hierdie. Asseblief, ek doen hierdie regtig nie om jou sleg te laat lyk of enigiets nie, maar ek probeer jou te help. Hier's net om jou te help, sodat jy kan begin verander. Ons kan nie self te bly nie, Here. En dis hoekom hier so is. So, ons gaan eers bid. Here, ek vertrou U in my droë valleie. Help my om aan te hou grawe en sien, al sien ek nog nie die reën nie. Daar is 'n belangrike stukkie, al sien ek nie die reën nie. Ons gee baie maklik op, nie opgee nie. So lees jy 2 Konings 3 vers 29, laas eers en 2 Konings 5 vers 7. En dan doen hierdie week iets wat wys jy vertrou God. Gaan bid vir iemand, dien iemand, of doen iets in geloof, al lyk dit of niks gebeur nie. Ons kom baie by 'n plek waar ons dink, as ek bid, moet iets nou gebeur. God werk anderste. So kom ons, sit ons fokus op hom. Bring aanbidding terug. Amen. So waar ons in 'n nagmaal ingaan, wil ek julle uitdaag. Nie uitdaag. Ek wil vra. Mag julle met toe sien.
Here, waar ons kom en dit gaan die nagmaal nou gebruik. Here, waar dit simbool is van die kruisiging. En wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Vader, waar dit droog in my lewe lyk en voel. Dankie dat U die voorsiener is. Vader, U dood oorwin. Jesus het die dood oorwin op die kruis. En hy het my gered om sy lewe te gee. Maar mag ek vandag met 'n hart wat opreg dankbaar is vir wat U gedoen het op die kruis. Waar we nog gesluit is, gaan ek hierdie lees. Hy het die brood geneem en nadat hy God gedank het, het hy gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit ter herinnering aan my. Net so na die wynbeker, na die maaltyd geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond en wat verseël is in my bloed. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink. Ter herinnering aan my. Want elke keer as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die Here se dood totdat hy terugkom. Ons hoor dit. Maar ek wil net vir jou net herinner aan hierdie vers. Net 'n bietjie verder sê 1 Corinthians 11:27. For this reason, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in the wrong spirit will be guilty of dishonoring the body and the blood of the Lord. So let each individual first evaluate his own attitude, and only then eat the bread and drink the cup. For continually eating and drinking with a wrong spirit will bring judgment upon yourself by not recognizing the body. This intensifies is why many of you were weak, currently ill, and some even dying. Is jou hart reg om die nagmaal te gebruik? Is daar onvergifnis miskien in jou hart? Is daar miskien sondes wat jy koester? Is daar miskien iemand wat jy moet vergewe? Ons jou miskien is dit vir jou ligsinnig om dit te gebruik. Jy doen dit maar net. Nagmaal is nie 'n kerkritueel nie. Nagmaal is 'n heilige oomblik. En as dit verkeerd gebruik, bring ons judgment oor onsself. So ek gaan 'n paar minute gee. As daar iemand is wat jy miskien moet vergewe vandag, vergewe hom of die persoon. En as daar ietsie is wat in jou lewe is wat nie reg is nie, 'n sonde, bely dit voor hom. Is daar ietsie is wat miskien het jy vir God net ligtelik gevat? Vra vergifnis. Ons almal mag van die nagmaaltafel gebruik en jy hoef ook nie. Ek wil nie jou gelaat dit gebruik en jy het nog steeds iets in jou hart. Ek wil nie hê jy moet enige judgment oor jou getrek word. Niemand gaan vir jou sleg kyk as jy dit nie gebruik nie. Want dit is belangrik dat ons weet hoekom gebruik ons die nagmaal. Maar kom met die regte aan, bely jou sondes. Vergewe die wat jou oortree het. En kom in geloof en in dankbaarheid na die tafel. En as jy dit doen so, as jy dit doen met 'n hart wat regtig na God toe gaan, dan sal die nagmaal 'n plek wees nie van oordeel nie, maar 'n plek van seën, genesing en voorsiening. Die keuse is joune. Kom ligtelings na die tafel toe en dan roep jy oordeel oor jou lewe. Kom met eerbied, met reinheid en ontvang die seën van God. So waar jy nou hierso is en die oë is gesluit, wil ek nog vir jou 'n kans gee om jou oë gesluit te hou en miskien met iemand nou vergewe. As sondes in jou lewe is, bely dit. En maak jou hart skoon.
En as jy voel jy is nie reg om nagmaal te gebruik nie, hoef jy dit nie te gebruik vandag. Maar ek wil vra vir jou vandag, as jy dit nie gebruik nie, asseblief, kom na ons toe, kom ons help jou om deur te kom. Onvergifnis, miskien 'n sonde, miskien 'n leefstyl wat jy moet verander. Kom na die tafel. So as jy reg is, kan jy na die tafel toe kom, as jy so my regterkant, en jy kan die nagmaal gebruik. Jy kan dit saam met jou familie gebruik. En as jy wil met God net wil praat vandag, kan jy dit ook individueel gebruik. So jy is welkom om na die nagmaaltafel toe te kom. En laat ons op die wiele oorsluit. So Here, ons sê vir U dankie dat ons die nagmaal kan gebruik, dat ons self kan herinner wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Here, ons sê vir U dankie dat U 'n lewe vir ons gegee het om te wys hoe God ons liefhet. En Here, waar ons hier op aarde is en waar ons baie keer deur droë valleie gaan, dat ons by die plek sal kom om U te aanbid. Al op 'n plek sal kom net
onsself te herinner dat God is nog steeds in beheer. God is nog steeds 'n waarmaker van sy woord. En Vader, help ons om vandag, of in hierdie week, begin grawe. Begin grawe om te vergewe. Begin grawe vir voorsiening. Vir 'n dieper geloof. Vader, en so waar ons miskien waar ons begrawe om miskien iets te kry om ons te help met ons sondes, dat ons iemand kry wat ons accountable sal hou. En waar ons na iemand toe sal gaan vir hulp. Ons moet die stap van geloof neem, sodat U kan begin werk. Laat ons graaf sal optel. En begin ons so te grawe. Ek moet en sê, miskien is jy hierso vandag en jy voel, ek het baie goed in my lewe wat ek miskien is so moet grawe. Daar is miskien mense wat ek nog moet vergewe, sondes wat ek nog moet hanteer. As dit jy is vandag, wil ek vra net jou hand net opsteek. Hou jou oë gesluit asseblief nog. As jy is vandag, het jy iets op, jy moet iets grawe. Steek jou hand op net. Dat God iets kan doen. Dankie, dankie. So Here, waar die mense hulle hande opgesteek en hulle sê, Here, ek het my hand opgesteek, Here, ek het daai stap geneem nou van ek's gehoorsaam. Here, ek bid waar hulle sien nie voorsiening nou nie, sal hulle môre begin voorsiening sien. En Vader, wanneer hulle dit nog steeds nie sien met hulle oë nie, Here, dankie dat hulle daai belofte sal kry in hulle hart, daai sekerheid sal kry, daai sekerheid in die onsekere, dat U nog steeds besig is, dat U tyd nog steeds op die regte tyd gaan wees. Vader, waar ons baie keer mismoedig raak, ons baie keer sien met ons oë, want niks gebeur nie. Laat ons begin in 'n plek van worship kom. As jy jou hand opgesteek het vandag, glo ek God wil hê jy moet meer worship. Hy wil jou meer in aanbidding sien. En miskien voel dit weird om in jou kamer te wees en jy sit die worship musiek aan en jy steek jou hande op voor jou. Niemand is daar nie, niemand sien jou nie, maar God sien jou. Praat met hom dan. Maar wanneer ons hom aanbid, dra ons fokus van die probleem af en na hom toe. En hy sal vir ons antwoord. Hy het 'n belofte vir jou. So mag jy in hierdie tyd, in hierdie week, sy voorsiening sien. Sy hand sien in jou lewe. So Here, ek bid ook vir die mense wat nie al hande opgesteek het nie, dat hulle op in hierdie plek sal inkom, en 'n tyd sal inkom waar ons U aanbid met ons hele hart. Met ons hele siel. En ons sal gehoorsaam wees om die graaf op te tel. In gehoorsaamheid. En doen wat U vir ons sê. Mag ons 'n kerk wees, 'n gemeente wees, 'n familie wees, wat verandering bring in ons eie lewens. Wat God soek en God gehoorsaam wees. So ek bid 'n seën oor elkeen uit in hierdie week wat voorlê. En Vader, dankie dat U ons sal lei deur die Heilige Gees. In Jesus naam. Die gemeente sê, Amen. Amen.